Wel, goeiemôre, Doxa Dayo. Is heerlik om saam met jou te kuier vanmôre. En ons gaan vanmôre lekker praat met 'n nuwe reeks Imagination. Sê so lekker in Engels, nee, Imagine. Laat my dink toe ons kinders was. Ek bedoel, dit het natuurlik gekom, daai verbeeldingswêreld, nee, ou se drome, jou imagination. Ek onthou toe ek nou jonk was, toe het ons gebly en ons bure wat langs ons gebly het 'n seun gehad wat 3 jaar ouer as ek was. En as klein seentjies het ons eendag gesit en ons verbeeldingswêreld het ons aangegryp. En ons het begin droom en ons self imagine dat ons is weermagmanne. Nie gewone weermagmanne nie. Ons was valskermmanne. Valskermbataljon. Die probleem was nie dat ons nie valskerms gehad het nie. Dit het ons vinnig uitgesorteer, want swart sakke het ons gehad en tou was genoeg. So ons het swart sakke gemaak, tou gevat en het aan ons vasgemaak. En ons was gereed vir aksie. Ons het op die motorhuis se dak geklim. En op die punt van die dak het ons na mekaar gestaan en kyk en gesê, is jy reg? Is tyd om te spring. En op die telling van 3 het ons albei met grasie gespring en met vrymoedigheid gespring, met die wete ons gaan 'n heerlike landing hê, en ons het met 'n geweldige spoed geland. Ons het na mekaar gekyk met verbasing, ons kon nie glo wat sopas gebeur het nie, en die uitdrukking in ons albei se oë was presies dieselfde. Jou stupid. Hoe het jy ooit gedink, hierdie sal werk? En hier was ons logika. Hier het nie gewerk nie, want jy sien ons het nie genoeg ligtyd gehad nie. Die valskerms moes oopgaan. Jy het hoër hoogte nodig om hierdie te maak werk. Ons het ons valskermpies gevat en ons op met die huisedak tot op die heel hoogste punt. En van die hoogste punt af het ons gespring en weer eens besef, jou stupid, die keer om ander redes. Wat het ons gedink? Die spel het verander en ons verbeelding het ons gevat. Nou, ons is nie meer valskermbataljonmanne nie. Ons is eerder voetsoldate. Ons is in die infantrie. Die infantrie gaan baie beter gaan as 'n valskermbataljonman. So ons gaan eerder dit doen en toe raak dit nou 'n bietjie verveeld, want jy weet, daar's ook nou nie soveel aksies soos om te spring met jou parachute nie. Toe besluit ons maak eerder teen mekaar oorlog. Dit klink lekkerder. En net om dit 'n bietjie te elevate na next level, het ons 'n pelletgeweer gehad. Die probleem was, ons het 1 pelletgeweer gehad. So hier is die reëling. Okay, ek gaan eers met die pelletgeweer skiet, en jy, Nikkie, jy gooi met klippe. Ek het al gesê, ek het in Brakpan groot geword. Mag net grappies maak van Brakpan as jy daar vanaf kom. En toe ek Nikkie die eerste keer wond met die pelletgeweer, het ek besef, vrede het sopas uitgebreek, oorlog is verby. Maar in Nikkie se oë het ek gesien dat vrede is nie 'n opsie nie. Hy was vasberade, dit is sy beurt met die pelletgeweer. Ek was vasberade om te vlug, met 'n wit vlag wat waai in die lug, sover as ek hardloop. Voordat ek die draai na ons hekkie toe kon maak, het Nikkie my ingehardloop van agteraf, en met 'n groot klont het hy my gegooi agter my kop, soos ek sê, ons kom van Brakpan af, is die laaste wat ek onthou. Verbeelding en die krag van verbeelding is incredible. En wanneer jou verbeelding, jou drome, jou imagination, wanneer dit die volgende tree, as hy meer word, dan praat ons van missie. Daar skielik missie wat gekom het. Nou is dit nie meer 'n droom nie. Dit word nou 'n missie in my lewe. Die oomblik toe ons daai valskerms maak, te word dit 'n missie. Daar gaan iets kom, daar gaan iets gebeur. En hier is jy vandag en jy het dalk gedroom oor jou lewe. Miskien het jy gedroom oor 'n huweliksmaat. En vandag dalk sit jy hier en daardie droom is verwesenlik. Miskien het jy gedroom oor die feit dat jy 'n besigheid wil hê. Daar was missie gewees en dit het gebeur. Jy het dalk oor 'n gesin gedroom en dit het meer as net 'n droom geword.
Miskien, jy weet, het jy gedroom om jou eie huis te hê en daar was missie en vandag het jy jou eie huis. Weet ek net dink in Doxodeo. Ek onthou, daar was 'n stadium wat ons oor die Noordkampus gedroom het. Destyds Noordkampus, nou Kameeldrif. Ons het gedroom oor hierdie kampus. Ons het gedroom dat hy sal ontstaan. Ons het gedroom oor 'n planting. Daar was missie gewees en daai droom, daai imagination, daai gedagtes, daai denke het ons na 'n realiteit toe gevat waar daar missie gekom het. Later het ons hierdie fasiliteite gekoop, gebou, opgesit. So het ons oor skole gedink, om skole te begin. Drome wat verwesenlik is, wat missie geword het. Ons het oor soveel goeders al gedink en gedroom. Die punt wat ek wil maak is, ons drome vat ons na 'n bepaalde missie toe. Die hartseer is, as jy aan die einde van jou lewe kom, en jy ontdek, jy het nie vir ware missie geleef nie, jy het vir 'n skadu missie geleef. Dis die hartseerste oomblik van jou lewe. Jy weet terloops, dis interessant dat die Bybel, as hy sonde kom verduidelik, dan gebruik hy in die Grieks die woord harmatologie, die studie van die sonde. Wat sonde is, wat is sonde nou eintlik? En dan verduidelik hy het so, hy sê, weet jy wat, sonde is om die teiken te mis. So met ander woorde, God het 'n teiken vir my. God begeer dat ek die teiken met my lewe sal tref. Hy begeer, en wanneer ek die teiken mis, is ek iewers te waar ek agterkom, hoorie, maar ek leef nou hier met 'n skadu missie. Hierdie is nie dit wat saak maak nie, dis nie dit wat die belangrikste is nie, dis nie dit wat toe nou vir my soveel getel het, soos ek gehoop en gedink het, dit gaan vir my tel nie. En vandag gaan ons 'n wonderlike storie doen, uit die boek van Ester uit. Dis 'n incredible storie, en wat ons gaan leer uit hierdie storie uit, is ons gaan sien hoe missie en skadu missie so naby aan mekaar is. Maar wanneer jy die keuse maak, wanneer jy in jou droom en jou imagination gebruik, hoe dit jou vat na 'n plek van missie toe, en hoe dat missie baie maklik skadu missie kan word, of ware missie, en die effek en die krag van dit. So ons gaan vanmôre daarna kyk. Nou ek wil jou vra, as jy jou Bybel by jou het, kan jy hom oopmaak, ek het dit ook vir jou op die skerm. Ek is net nie seker of hierdie skerm, al wat ek sien is Samsung, op hierdie skerm. So, werk hierdie skerm hierso. Nee, anders dan gaan ek net hier lees aan die kant, of ek met my bril en my Bybel gaan haal. Dankie, wat gebeur? To the rescue, hier kom ons nou. Dankie. Okay, moenie worry nie, ek kan dit vat op die, das hy af. Das aan. Okay, dankie vir my Bybel. My Bybel sonder my bril beteken niks nie, Antoinette sê altyd vir my, sit asseblief net jou bril op, het lyk of jy nie kan lees nie. So ek het instruksies vanmôre, maar as ek nou hier kan lees, gaan dit lekker werk. Nou, die storie, kom ek gee 'n bietjie konteks, daar's 'n klomp karakters in, en julle moet my nou help, lyk my in die eerste diens het ek die name omgeruil, ek doen dit, ek gaan jou name ook waarskynlik iewers te omruil. So as ek die name omruil, help my sommer so vanuit die bank uit, om dit reg te stel. Maar daar's 4 karakters, waar's meer, maar 4 karakters wat ons lesse van gaan leer. Koning Ahasveros, Ester, Haman en Mordegai. Ons weet vas die is ook in die storie, maar ek wil oor hierdie 4 karakters veral praat. Oor hierdie 4 groot karakters. Nou, koning Ahasveros, kom ons begin hom. 'n geweldige groot koning. 127 provinsies, imagine dit. 127 provinsies. Kom ek gee jou 'n idee van hoe groot dit was. Dit het gestrek, sy koninkryk gestrek, vanaf Asië, tot in Afrika, tot in die noorde van Indië. Dis verskriklik groot. Een van die grootste konings wat nog ooit geheers het, koning Ahasveros. Koning Ahasveros was hierdie ongelooflike groot koning, maar dit was vir hom belangrik dat almal geweet het hoe groot sy koningskap is, en oppervlakkige plesier het vir hom belangrik geword. En die probleem is, met klein eenvoudige besluite kon hy nie sy mind opmaak nie. Goed wat nie eens so groot is nie, jy sien dit op 'n paar plekke as jy sy storie lees. So hy het nie 'n karakter gehad dat jy verskriklik opgewonde oor is nie, maar daar's baie goeie eienskappe van hom, natuurlik, wonderlike eienskappe.
Die een ding wat ek van Ahasveros kan sê is, as daar ou was wat geweet het om te partytjie, was dit Ahasveros gewees. Jy gaan nie kan somme saam met hom kon partytjie het nie, hy het groot gegaan. Sy een partytjie wat hy gehou het, was 180 dae lank aan mekaar. Kan jy dink, 6 maande van partytjie, heeltyd partytjie tyd. Net daarna hou Ahasveros weer 'n fees en 'n partytjie en 'n banket wat hy opsit. Nou sê die skrif in die 7de dag. Nou dit is interessant, nê? Hierdie koning, die positiewe kant van hom is, hierdie keer besluit hy gaan gewone mense uitnooi, nie net die adellikes nie, gewone mense soos ek en jy, om te nooi om deel te wees aan hierdie partytjie. En sy instruksie is, laat hulle van die goue bekers van die paleis drink. Gee hulle die goue bekers. Laat hulle drink soos konings. En op die bevel van die koning, wyn onbeperk. Onbeperk. Nou sê die Bybel, op die 7de dag, toe die koning baie vrolik was van die wyn. Ek het nou die dag ook ouens daar by Loftus gekry wat ook vrolik was. Het hy 7 paleisbeamptes geroep. Nou gee hulle name, kom ons gaan na die volgende een toe. Hou gegraaf vers 11. En hy het hulle beveel om koningin Vasti met haar kroon op na hom toe te laat kom. Nou as ons net daar kom vassteek vir 'n oomblik. Hier is die koning, kry die prentjie. Is nou 7 dae al in hierdie partytjie in. Lekker. Nou sê hy, ja, ek het hulle nou al die goue bekers gegee om te drink mee. Ek het hulle vertel van Asië tot in Afrika, tot in Noord-Indië, het ek hulle nou verduidelik in 7 dae. Ek het hulle nou my beste koetse gewys. Ek het nou alles wat ek het hier gewys. Wat is daar wat ek nou nog kan doen om hulle te beïndruk? Hierdie mense soos ek en jy, wat se monde oophang van hoe groot en magtig die koning is. Hy dink, wat kan ek nog doen? En hy dink, blink idee. Wat van my koningin, my bruid, Vasti? Miskien kan ek haar 'n bietjie afshow met haar. En ek wil nou vir jou sê, hy wou definitief nie haar intellektuele intelligensie gewys het nie. Dis nie asof hy gesê het, Vasti, wys, kom los 'n bietjie hierdie wiskundige probleem vir die mense op nie. Hy wil ook nie haar humorsin gewys het nie. Hey, Vasti, vertel 'n joke toe. Hy wou haar skoonheid gewys het. Want die Bybel sê, sy was verskriklik mooi gewees, hierdie Vasti. En iets buitengewoon gebeur, so kom ek lees hom, sodat hy vir al die mense, al die hoë amptenare, kon wys hoe mooi sy is. Sy was 'n baie mooi vrou. Iets buitengewoon gebeur. Vasti trek haar kuite styf. Sy sê, ek is jammer, na 7 dae van Mourvedre, Chenin Blanc, Capsafe, nee dankie, ek dink nie so nie. Hierdie kite gaan nie vandag vlieg nie. Ek gaan nie hier tussen hulle nou stap. Hierdie ou wat nou al 7 dae lank vrolik is. En sy sê vir die koning, nee, jy sê nie vir die koning nie. As die koning sê, is dit 'n bevel. Dis nie 'n versoek nie, dis 'n bevel. Die koning is woedend. Nou dis interessant nie. Jy kan nou gaan kyk, die oomblik wat jy iemand se skadu missie bedreig, is daar reaksie. Is altyd so. As jy jou hand op iemand se skadu missie lê, as jy vir iemand konfronteer oor sy skadu missie, daar's altyd reaksie. Die koning se skadu missie was die applous van die mense, die koning se skadu missie was sy grootheid, hoe magtig hy is, hoe almal reageer, en hier's Vasti sy eie vrou wat net sê, sorry, ek gaan dit nie doen nie. En sy skadu missie was mense nou dink toe sy nou sê, sou die koning dan gesê, weet jy, ek het dalk nou 'n bietjie Mourvedre gevat vandag. So ek gaan, miskien het ek 'n oordeelsfout gemaak. Is my bruid, sorry man, ek is jammer dat ek nou jou, jy weet, so blootgestel het nou, maar die Bybel sê, hy het woedend geword, hy het kwaad geword, toe het die koning baie kwaad geword, hy was woedend en het raad gevra by sy adviseurs, nou weer eens, hier sien jy nou, né, nou hy en sy vrou het nou 'n storieetjie aan, nou word hierdie somme internasionale insident, nou vra hy raad by sy adviseurs hoe om hierdie situasie te hanteer.
wat geweet het hoe en wanneer om op te tree, want dit was die gebruik dat die koning die kenners van die wet en die reg sou raadpleeg. Koning, hulle het hom geken. Hy ken hulle vra hulle raad, selfs as hy en sy vrou vassit het. Nou, sê hierdie prokureurs van hom, hulle verduidelik, hulle sê, koning, kom ons skryf net 'n bevel. 'n Bevel wat vas die verhinder, nooit ooit meer mag sy voor die koning verskyn nie, is wat dit is. Sy kan nie weer voor die koning verskyn nie. En die koning reik hierdie bevel uit. Hierdie prokureurs is my snaaks. My seun is self 'n prokureur, so ekskuus vir die prokureurs wat vandag hier is. Maar hoor hulle logika. Hy sê, as die bevel wat die koning uitvaardig bekend word oor sy uitgestrekte koninkryk, 123 provinsies, sal elke vrou haar man belangrik of onbelangrik met eerbied behandel. En ek dink, ja, sure. Asof dit nou gaan gebeur op bevel van die koning, gaan elke vrou nou met respek met haar man werk. Die groot ding wat ons ontdek van koning Ahasveros, is hy het homself omring met ouens wat sy skademissie applaus gegee het. Hy het nie toegelaat dat iemand naby genoeg, eerlik genoeg met hom kan wees om vir hom te sê, koning, jy mis die teiken nie. Koning, is nie jou doel nie. Waarmee jy nou besig is 'n skademissie. Dis nie die ware missie van jou lewe nie. Jy is besig om dit te mis. Die koning se mense wat hom omring het, sy raadgewers, was almal mense wat applaus gegee het vir sy ego, wat applaus gegee het vir sy oppervlakkige partytjies, wat applaus gegee het vir sy plesier. Hulle het geweet, dis wie hy is, en hulle dit applaus gegee, en in die hand van die koning verder gespeel, in steede daarvan om te help. En ek wil vir jou vandag vra, het jy iemand wat eerlik genoeg met jou is, wat vir jou sal sê, daar's eier op jou lip? En het jy iemand wat jy dit mee ook sal doen? Het jy daar accountability en ook die vermoë en die verhouding om dit met ander mense te kan doen en hulle te help en te sê, hey, kom ons maak seker, ons leef hierdie lewe met intensie, met 'n doel, met betekenis. Nou, die wet word uitgereik, die bevel, Vasti mag nie meer voor die koning verskyn nie. Ek dink nie dat dit Vasti se hart gebreek nie. Vasti mag nie meer voor die koning verskyn. Die koning moet 'n nuwe koningin kry. Weereens die koning, selfs in dit het hy hulp nodig om in sy mind op te maak, 'n besluit te neem. Nou draai hy na sy leiwagte toe, sy persoonlike leiwag. Jong manne, sterk, gespierd, testosteroon gevuld. Wil jy raai, wat is hulle nommer 1 aanbeveling? Hulle sê, koning, ons het 'n blink plan. Ons is 123 provinsies wat die koning oor regeer. Imagine, koning, net die mooiste van mooi meisies uit die 123 provinsies kom en hulle neem deel aan 'n mevrou mede en perse kompetisie. Hulle almal kom hier waar ons is en dan neem hulle deel. En die wenner, koning, die wenner is jou bruid en jou koningin. Die koning like hierdie gedagte. Hy sê hierdie gaan vir hom werk. Esther is een van die deelnemers uit hierdie 123 provinsies. Sy neem deel. Nou Esther was, die Bybel leer ons, Mordegai was haar neef, ouer as sy, het 'n aangeneem verantwoordelikheid van gevat, groot geword onder Mordegai se leiding. Esther was 'n baie mooi vrou, sê die Bybel, en 'n talentvolle vrou op verskillende gebiede, so 'n intelligente mens gewees. Sy wen. Wat doen die koning? Wel, die koning hou nog 'n partytjie. Fees, ons vier fees. Dit was lekker. Nou is daar nog 'n karakter in die storie, sy naam is Haman. Haman is sterk leier. Fenominale leier. Regtig, ek dink hy was sterker as Ahasveros, as jy so lees. Hy was tipe van tweede in bevel, hoof van die leer. Sterk ou, en die probleem was dat Haman het ook 'n skademissie gehad. 'n Skademissie wat sy hele lewe in beslag geneem het. Haman wou gehad het mense moet weet hoe belangrik hy is. Hier het 'n drywer geword in sy lewe, ten spyte van die invloed, die gesag, en trust my, hy het baie invloed en gesag gehad. Maar vir hom was dit belangrik dat hy nie net invloed en gesag het nie, mense moet weet daarvan.
Mense moet erkenning gee. En mense moet my, wat Haman is, erken. En as ek by mense verbystap, moet mense dit op so 'n manier erken dat ander dit kan sien en ek dit kan sien. En hulle moet voor my buig. En dan was hierdie een man, hierdie een Jood wat hom woedend gemaak het, om die mure uitgedryf. Want elke keer as Haman tevoorskyn gekom het almal gebuig en erkenning gegee aan Haman, maar hy was hierdie een Jood wat nooit wou buig nie en sy naam was Mordegai gewees. Ester se neef. En Haman was so geafronteer dat hy opdrag gegee het of toestemming kon vra het eintlik by die koning, na die koning toe gekom, en jy kan dit gaan lees in Ester, hoe dat hy die koning 'n geweldige groot bedrag omkoopgeld aanbied. En sê, koning, ek gee vir jou al hierdie geld, as jy my gaan toelaat dat ek van Mordegai ontslae kan raak. Maar nie net van Mordegai alleen nie, ek wil 'n voorbeeld van hom maak. Mense moet 'n les leer, voor my gaan hulle buig, hulle gaan my eer, hulle gaan my erken, hulle gaan my respekteer. Ek wil nie net van hom ontslae raak, sy hele familie ook. Kan ek dit doen, koning? Hier's 'n bedrag geld, en die koning se reaksie is iets van, whatever, hou die geld, hy sê sommer vir hom om die geld te hou, doen wat jy dink nodig is om te doen. Woord kom by Mordegai uit, dat Haman hom wil doodmaak. Ek bedoel, dit is 'n groot gemors. Op hierdie stadium het tyd verloop, Ester is nou koningin, sy is al 'n ruk in die paleis, en Haman besef, Mordegai besef, daar's nou net een persoon wat nou kan help, en dis Ester. Hy gaan praat met Ester, en Ester sê, luister, ek kan nie net na die koning toe gaan, soos het julle nou vir my aanmoedig om te doen, en vir hom te gaan sê, hier's iets met plan nie. Sy sê, hier's hoe dit werk. Die koning gee bevel, dat ek voor hom moet verskyn. Ek kan nie net voor hom verskyn nie. Op sy bevel verskyn ek voor hom. En as ek op sy bevel voor hom verskyn, of kom ek sê, as ek gaan en ek verskyn voor hom, sonder dat hy het beveel het, en hy kies, kan hy my straf met die dood. As hy nie sy scepter na my toe uitreik, as 'n teken van aanvaarding nie, is dit strafbaar met die dood. Ek kan my lewe verloor. En as die koning nie hou van wat ek vir hom sê nie, want imagine die koning voel, ek sê vir hom wat om te doen. Hierdie was 'n besluit tussen die koning en die tweede in bevel. Ek bedoel, hoe kan ek nou met dit gaan interfereer, om vir die koning te sê wat hy moet doen? Die koning kan my ook vir dit doodmaak. Daar's 'n derde probleem, en dit is dat die koning vir die laaste 30 dae nog nie na my gevra het nie. En dit is baie duidelik vir Ester dat die koning nie meer so gaande oor haar was soos dit hy in die begin was nie. En sy onthou baie goed wat met Vashti gebeur het. Die stories van Vashti lê in die gange van die paleis vol. En dan antwoord Mordegai haar met hierdie incredible woorde wanneer hy met Ester praat. Hy sê vir haar in vers 13, moenie dink, net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg, en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien Ester, miskien, net miskien, is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Hy sê, Ester, jou roeping, jou missie, maak saak. Jou missie is belangrik. Ester, wees versigtig. Ester, moenie dink jou missie is om jou skoene te vermeerder, of jou klerekas te vergroot, of om die applaus van mense om jou te geniet nie, of om eksotiese parfume en juwele te gaan koop nie. Ester, moenie dink jou missie gaan oor jouself nie. Ester, jy haal asem vir 'n tyd soos die. God het jou geroep vir 'n tyd soos die. Jou missie maak saak. En nie net moet jy verstaan, dis 'n nasie se toekoms in jou hand nie. Dis die belofte van 'n Messias vir die wêreld is in jou hande. Ester, jou missie maak saak. En Dr. Dale, vanmôre wil ek in jou oë kyk en ek wil vir jou sê, jou missie maak saak. Ek weet nie hoe gereeld dink jy oor dit nie.
Ek weet nie hoe gereeld dink jy oor die sin en die betekenis van jou lewe nie, maar ek wil vir jou vandag sê, as jy vandag hier sit, as jy asemhaal vandag, beteken dit dat God het jou gees in reserve gehou vir 'n oomblik, vir 'n tyd soos hierdie, waar jy nou vandag kan leef met sin, met betekenis, met impak. Ek wil vandag vir jou sê, jou missie gaan nie oor jouself nie. Daar is 'n groter missie, daar is 'n belangriker missie. Wanneer God jou aan mekaar sit, sit hy jou aan mekaar met gawes, talente, vermoë, persoonlikheid. God wire jou op 'n baie spesifieke manier en in jou hart sit hy die vermoë om te kan droom. Om drome te kan droom en hy sê, ek wil hê jy moet droom. Ek wil hê jy moet droom en ek wil hê hierdie drome moet missie word. Ek wil hê jy moet hoor wat ek sê as jy droom ook, want ek het 'n plan met jou, ek het 'n agenda met jou. Ek wil hê jy moet leef met sin en betekenis. Kom droom, maar hoor wat ek vir jou sê. Ek het jou uniek aan mekaar gesit en binne in jou unieke menswees droom ek saam met jou oor jou lewe. Moenie die teiken mis nie. Ek het 'n teiken vir jou lewe. Ek wil hê jy moet die teiken tref. Ek wil hê jy moet met ware missie leef. Ek wil hê jy moet met skadu missie leef nie. Tref die teiken. Esther, jou missie maak saak. Doxadeyo, jou missie maak saak vanmôre. Esther was 'n talentvolle vrou. Moet dit nie onderskat nie. Behalwe sy bitterlik mooi was sy bitterlik intelligent. Gaan lees haar storie. Sy het strategiese vermoë gehad. Sy het onderhandelingsvermoë gehad. Sy kon goed gepraat het. Sy was regtig baie talentvol. Maar weet jy wat die mooi vir my is? Sy sê hierdie woorde. Sy sê, "Oké, Mordegai, bid julle vir 3 dae saam met my en ons sal hier in die paleis ook vir 3 dae bid en vas en die Here vertrou." Esther, daar's iets wat ons leer en dit is dat toe sy besef haar missie maak saak, besef sy kan dit nie op haar eie doen nie. Sy het God nodig. Sy het die Here nodig. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer laas het jy besef jou dag tot dag taak, dat dit meer is as net 'n dag tot dag taak, dat God 'n missie met jou elke dag van jou lewe het en dat jy God elke dag bitterlik nodig het om uit te kom en nie die teiken te mis nie, om die teiken van jou lewe te tref. En dan antwoord sy in 4 vers 16 en sy sê hierdie woorde: "Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet." As ek moet omkom, moet ek maar omkom en ek wil wat 'n attitude. My missie maak soveel saak, ek is bereid om te sterf vir dit. En ek wonder hoeveel van ons leef met daai selfe oortuiging dat God het jou hier op aarde gesit met 'n missie en jy is bereid om te sterf vir daai missie. In watter mate het God se woorde en God se inspraak en God se drome so realiteit kom vorm in jou lewe dat jy op 'n plek is waar jy sê, "Al kom ek om hiervoor. Hierdie is groter as my eie lewe. Hierdie is wat ek voor geroep is. Hierdie is die asemhaling in my liggaam. Dis die rede vir my bestaan. Ek leef met 'n waaragtige missie en ek het God nodig en as ek hiervoor moet sterf, sal ek hiervoor sterf." En as ek dit vandag kan regkry om jou net aan te moedig in die minste van minste, om net hier uit te stap en te sê, "Here, praat met my. Ek kan nie eendag verder leef sonder te verstaan wat u missie is nie. Ek kan nie eendag verder leef sonder u drome nie. Ek kan nie eendag verder leef sonder die planne en die inspraak in my lewe nie. Ek kan nie eendag nie, maak nie saak waar jy is nie. Of jy 'n dokter, 'n prokureur, 'n polisieman, admin doen, wat jy ook al is, waar jy ook al is. Here, wat is u plan? Vandag haal ek asem. U het 'n missie, u het 'n plan met my lewe. Wat wil u met my doen, deur my doen? Op die 3de dag het Esther haar koninklike kleed aangetrek. Staan in die binnehof van die paleis. En ek kan net dink hoe haar hart hier binne ruk. Want lewe en dood lê vir haar wag. En die volgende uur kan sy sterf. Die koning kom uit en hy sien vir Esther en hy hou sy scepter na haar toe uit, 'n teken van aanvaarding. Sy weet ek leef nog 'n dag. Esther, my koningin, my bruid, wat wil jy hê? Al vra jy die helfte van die koninkryk, ek sal dit vir jou gee. Esther het geweet die koning is net in 'n goeie by. Jy moet dit nie letterlik vat nie.
en hoor haar strategie. My koning, ek wil graag 'n partytjie hou. Hierdie koning, hy kon nog nooit nee gesê vir 'n partytjie in sy lewe nie. Ek wil 'n banket hou. Ek wil eens met kuier, 'n partytjie. En ek wil net vir koning en vir Haman uitnooi na hierdie partytjie toe. Koning is slim genoeg, hy weet dit gaan nie net oor die partytjie nie. Ja, alles is reg my bruid, maar sê gou vir my, wat wil jy hê? Ek sê nou vir my, kom nou, sê vir my. Nou antwoord Ester hom en sy sê, as die koning my goedgesind is, en as die koning dit goed vind, hoor haar woorde, om aan my wens te voldoen en my versoek toe te staan, kom dan môre saam met Haman na die maaltyd toe, wat ek vir u sal berei. Dan sal ek my wens aan die koning bekend maak. Ongelooflike onderhandelingsskielstrategie, alles wat sy het in dit. Die koning stem in, Haman is vreeslik opgewonde, hy het nie veel van 'n keuse nie, hy moet daar wees. Maar hy is so opgewonde oor die feit dat hy uitgenooi is om saam met die koning by die koning te gaan eet, en sy maak nogal die kos. Nou, sien ons so dat Haman, hy laat ook nou nie gras onder sy voete groei om vir almal nou te gaan vertel hoe dat die koning nou eer aan hom bewys. En wat onthou nou, Haman se skadumissie is meer, net meer en meer. Meer eer, meer aansien, meer gesag, meer autoriteit. Haman leef waarskynlik vir die grootste skadumissie van ons dag, en dis die skadumissie van meer. As ek net meer en meer en meer en meer kan kry, sal ek eendag genoeg hê en dalk gelukkig wees. Meer. Die skaduvisie van meer het ons al so seer gemaak, want jy jaag hom soos die wind wat hom nooit kan vang nie. Nou vertel Haman, hy sê, is nou Haman wat hier aan die woord is, en hy het by hulle gespog oor sy groot rykdom en sy baie seuns. Ken julle sulke mense? ek ken sy hier en daar enetjie. Oor al die maniere waarop die koning hom vereer het en oor hoe die koning hom bevorder het bo al die ander hoë amptenare en onderdane van die koning. Ons gaan aan. Verder het Haman gesê, as dit, en dit is nie al nie, koningin Ester het selfs niemand behalwe vir my saam met die koning uitgenooi na die maaltyd wat sy voorberei het nie. Ek is ook vir môre saam met die koning deur haar uitgenooi. Hy verduidelik die mense om hom. Vanaf vers 13 is my so snaaks, dan sê hy, en tog bevredig dit alles my nie, solank ek die Jood Mordegai in die poort van die paleis sien sit nie. Hy Mordegai het hom gewikkel, papi. Hy was woedend, hy was kwaad. Ek bedoel, die Rolling Stones het hierdie liedjie gesing, maar Mordegai het geskryf, I can get no satisfaction. Nou, jy moet nou verstaan, ja, Mordegai, Haman het hom geskryf en die Rolling Stones het hom gesing. Nou, kan ek net vir jou dit sê, Haman het 'n interessante vroutjie gehad. Luister, sy besef haar man is ontsteld en sy het net gevoel, hoe kan hierdie Mordegai nie buig voor my man nie? Almal moet buig vir hom. So sy maak 'n baie liefdevolle voorstel. Sy sê, ag my man, plaas dat sy nou wysheid in sy kop praat. Sy sê, my man, kom ons doen ietsie wat almal sal herinner hoe belangrik jy is. Kom ons bou 'n 75 voet galg. En ons laat van Mordegai op daai galg hang, sodat almal kan sien wat met iemand gebeur wat nie voor jou my man buig nie. Interessante tannie, altyd een chippy ver weg van 'n Happy Meal af. Nou, koning, nou moet jy verstaan, in hierdie tyd, Haman het nou die galg gebou, nou wil hy net gou toestemming gaan vra, check, is die koning nog happy? Nog vir Haman, kan hy nog vir Mordegai teregstel? Nou weet ek nie hoe dit is, of die koning vroeg gaan inlê het of wat nie, maar die Bybel sê die storie het so gewerk, dat die koning kon die aand nie slaap nie. Nou is nou lekker as jy nie kan slaap as koning nie, nee, dan hoef jy jouself nie aan die slaap te lees nie, jy kry iemand om vir jou te lees, want nou kry die koning, hy sê, lees my aan die slaap. En die koning sê vir hom, lees my uit die joernale van die koning. So die koning sê, kom ons lees 'n boek wat gaan oor my, totdat ek slaap. Nou lees hierdie ou, en hy lees van 'n man met die naam Mordegai.
Hoe daar 'n dag en 'n tyd was wat Mordegai die koning se lewe gered het en die koning weet nie eens daarvan nie. En die koning doen navraag, hy sê vir my, hierdie Mordegai, was Mordegai ooit vereer vir sy weldade? Nou kyk hulle so die joernaal en sê, ons kan nie sien, het lyk nie so nie. En in daardie oomblik, timing, hier's Haman, om toestemming te vra, om Mordegai dood te maak. En die koning sê, Haman, net die ou wat ek soek, Hy sê, Haman, sê bietjie vir my, wat sal jou voorstel wees? Weer eens, die koning kan nie sy mind opmaak nie, so iemand anders moet nou 'n voorstel maak oor hoe iemand vereer moet word. Sê bietjie vir my, hoe sal jy dink die koning moet eer bring aan 'n man wat eer toekom? Haman wat 'n sterk leier is, het gereed met 'n voorstel, en Haman dink, gaan oor my. Nog meer eer, meer. Sy skadumissie het hom gevat na 'n plek toe waar alles om hom begin gaan het, en hy sien, gaan oor my en meer, en Haman laat sy imagination groot gaan, net in 'n verkeerde rigting. En hy sê, koning, my voorstel is dit, hierdie man moet 'n goue 'n koninklike kleed kry. Trek hom 'n koninklike kleed aan, kry 'n perd wat met sy koninklike kleed uitgerus is, sit die man op die perd, en laat die man in die weermag met die hoogste rang, laat hy in die strate afstap en uitroep, so bring die koning eer aan 'n man wat eer toekom. So bring die koning eer aan 'n man wat uitkom. Imagine, toe die koning vir Haman sê, great Haman, die man wie ek vereer se naam is Mordegai. En jy, Haman, het die hoogste rang. Jy loop in die straat en skree, so bring die koning eer aan 'n man wat eer toekom. Van hier af het dit afdraande gegaan vir arme Haman. Die banket word gehou, Ester is daar, koning is daar, Haman is daar. Haman is opgewonde, koning is nuuskierig. Vertel ons, my bruid, ek weet dit gaan nie oor die ete nie, wat wil jy hê, wat wil jy, vertel my. En nou vertel sy. Sy sê, koning, ek weet nie om dit te sê nie, maar daar's iemand wat my en my mense wil doodmaak. Die koning verloor het, hy's boos. Hy sê, wie durf so iets doen? Wie durf dit? En hy sê, wel, Haman is die een wat dit wil doen. Haman se storie eindig waar Haman tereggestel word op dieselfde galg wat hy gebou het vir Mordegai. Mordegai word in die plek van Haman aangestel, tweede in bevel. Hierdie storie het incredible lesse oor drome en imagine en missie en skadumissie, en een van die groot lesse wat ons natuurlik leer is hoe kragtig drome kan wees en missie kan wees. Maar hoe vernietigend dit kan wees as dit skadumissie is. Hierdie storie wil vir ons kom vertel, luister, as jy kyk na koning Ahasveros, hierdie kon 'n magtige koning, 'n verskriklike, wonderlike koning gewees het, met soveel invloed, met soveel gesag. Ek bedoel, hierdie koning het fantastiese eienskappe gehad, hy was so gasvry gewees. Hy kon regtig 'n goeie koning gewees het, maar in steede van hierdie ware missie het hy geval vir skadumissie, waar die skadumissie hom gevat het na oppervlakkige plesier en erkenning toe. Mordegai kon 'n baie sterk leier gewees het, en hy was 'n sterk leier. God het vir hom gegee gawes en talente en persoonlikheid, en Mordegai se skadumissie het geword waar dit oor homself begin gaan het, en die erkenning van mense oor hoe belangrik hy is. Dit het sy grootste skadumissie geword, 'n skadumissie van ook meer. Hierdie storie vertel ons ook hoe dat jou skadumissie en jou ware missie baie naby aan mekaar is. Dit is nie ver uit mekaar verwyder nie. God het jou uniek aan mekaar gesit met drome, gawes, talente, vermoë, persoonlikheid, en God het vir jou die vermoë gegee om te droom. En die bose kom en hy weet presies hoe jy aan mekaar gesit is. En hy gaan nie 180 grade jou wegvat van hoe die Here jou mekaar gesit het nie. As hy net so bietjie in plaas van gebruik, misbruik kan kry op wie hy is, dan weet hy, jy gaan die teiken mis.
Die storie van Mordegai is die vraag wat ek vroeër gevra het jy 'n Mordegai in jou lewe? En die storie van Esther sê, jou missie, jou drome, maak saak, en God droom oor jou, en het jou uniek aan mekaar gesit, om te kan droom, en hy sê, moenie die teiken mis nie. As jy asemhaal, het God jou in reserve gehou vir 'n dag en 'n tyd en 'n oomblik soos hierdie, waar hy jou wil gebruik. Weet as jy na die Nuwe Testament gaan, dan kom skryf hy vir ons daar en sê, Jesus is die eerste. Die woord, Logos, hy praat van Jesus, wat in die begin was, Logos. Die heel eerste, die prototype, almal wat na sy beeld en gelykenis gemaak het. As jy die Nuwe Testament lees, dan kom jy agter dat vir my en vir jou, waaroor dit regtig gaan, is dat ek en jy, deur die lens van Jesus Christus, sal kyk na elke area van ons lewe. As jy die vraag wil antwoord, leef ek met ware missie of skadu missie, is dit baie maklik. Kyk deur die lens van Jesus Christus. Kyk deur die lens, jou posisie, as jy deur die lens van Christus kyk, wat sien jy? Sien jy dat jy meer soos hy is, meer soos hy word, meer soos hy lyk, meer soos hy optree, of gaan jou posisie oor jou? Oor hoe belangrik jy is, oor die leer wat jy klim in hierdie lewe, oor die sukses wat jy moet bereik, oor die klerekas wat jy wil aanskaf, die grootte van jou huis, die styl van jou kar, waaroor gaan dit, of sien jy, en daar's niks fout daarmee nie, laat ek net vir jou sê, as jy 'n mooi huis het in 'n groot kar, die Here seën jou, maar as jou hart begin gaan net oor daai goed, is jy besig om te mis, jy's besig om ware missie te mis. So daar waar jy is, daar waar jy natuurlike jurisdiksie maandag tot Vrydag het, wat droom jy? Haal jy asem en sien jy Jesus deur die lense van jou lewe? Sien jy hom in jou huis, sien jy hom in jou familie, sien jy hom in jou werksplek, sien jy Jesus? Want as ons lewe nie Jesus sien nie, is jy besig om te leef met iets wat nie ware missie is nie, maar iets wat jou vat na 'n skadu missie toe. Vanmôre wil ek in jou oë kyk, in jou uitdaging, in jou challenge, en die gedagte is nie om jou uit te stuur skuldig nie, die challenge om jou vanmôre te sê, God droom oor jou. God het 'n plan met jou lewe, en hy's op pad met jou lewe. En hy nooi om te kom droom, en hy gee vir jou gawes en vermoë en passie en kwaliteite en talente, om saam met hom te kan droom en te kan besin. Ek wil vanmôre kom afsluit, en ek wil vir jou bid vanmôre. Ek wil vanmôre vertrou dat die Here vanmôre in jou hart iets sal kom opwek, en as jy my gaan toelaat, wil ek hier onder by jou kom staan, en ek is onseker of die beeld my gaan kry van die kamera, maar ek wil vanmôre, dankie, ek sien daar's iemand daar. Ek wil vanmôre vir jou kom bid en vir jou sê, miskien, net miskien is jy op 'n plek, waar jy so deur 'n tyd van verwoesting en vernietiging is, en deur moeilike tye is, dat jy nie meer weet, of jou droom saak maak nie. Wat nou nog van dat God oor jou droom? So waar is jy vanmôre? As jy dink oor hierdie gedagte van ek leef met missie en skadu missie, miskien sê jy, ek sukkel enigstens om te verstaan dat God 'n droom enigstens in my lewe het, want ek kyk en ek sien die stikkende en ek sien die wonde en ek weet nie. Ek wil vir jou sê, hy droom ten spyte van die gebrokenheid en die stikke. En hy is in staat om vir jou te laat leef met ware missie. Waarom sou jy jou bed in smart en ellende gaan maak as God oor jou lewe droom? Miskien vir jou wat nog nooit besef het, God droom eers oor jou lewe nie, jy het nog net jou lewe geleef. Jy het nog nooit eers hierdie beginsel gedink van, sien ek Jesus deur die lens van my hele lewe nie. Jy het nog eers by opgekom nie, dalk dink jy net aan Jesus wat vir my gesterf het aan die kruis, en dank die Here, hy het vir my gesterf, en nou is ek sy kind, en ek is op pad hemel toe. Maar Jesus sê, dis veel meer as dit. Ek wil jy moet 'n lewe leef, waar jy deur die lens kyk van Jesus Christus, van ek wat vir jou gesterf het, maar ek wat ook vir jou lewe sin en betekenis gee, en ek het jou gees in reserve gehou tot nou toe, en vir jou lewe nou gegee, want ek het gedroom, dat jy lig sal wees, dat jy sout sal wees, dat jy sal leef met invloed en impak. Jou missie maak saak. Jy's nie gered om na die hemel toe te gaan nie. Jy's gered om 'n verskil te maak vandag, en waar jy is, waar jy beweeg maandag tot Vrydag. Droom oor wat God wil doen in jou midde. As jy vanmôre aan jou goed dink wat jy besit, aan jou geld, jou finansies, alles,
En kyk deur die lens van Jesus, sien jy hom raak. En alles wat jy is, alles wat jy het. As jy na jou kinders en jou gesin kyk, sien jy Jesus. Is hy die lens waardeur jy kyk? Here, ons bid dat U ons sal help. Ons dankie dat U ons gered het. Dit is so kosbaar. Maar help ons om te verstaan, ons het missie en ons missie maak saak. Ons is hier geroep. Ek sê, jy bid, toe jy op aarde was, en sê jy, Vader, ek bid nie dat jy die wêreld sal vat nie. Maar soos dat U my gestuur het, dat U hulle sal stuur, bewaar hulle van die boosheid van hierdie wêreld, maar stuur hulle in hierdie wêreld. Jou missie maak saak. Maandag tot Vrydag, Saterdag en Sondag maak saak. Jou opstaan, jou gaan slaap, jou interaksie, hoe jy werk, hoe jy praat, jou posisie, dit wat jy besit, hier waar jy betrokke is in die kampus, die Here het 'n agenda, hy het 'n droom, hy het 'n plan, jou missie maak saak. Help ons om nie ons missie te mis nie, Here. Help ons om die teiken te tref, in Jesus naam, amen.